Stel jou voor, jy gaan vir 'n lekker rustige stappie. Dan loop jy iemand raak wat 'n kort video van jou opneem, want jy's 'n celebrity. En skielik is jy vasgevang in een of ander omstrede skandaal, net omdat jy op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd was. Wel, 'n mens sou so iets maklik kon afskryf as iets toevallig, maar nie as dit gebeur met ons staatspresident Cyril Ramaphosa nie. Nou hier is die vraag wat almal wil vra. Was hy regtig net toevallig daar, of is daar meer aan die storie as wat ons vertel word? Hierdie storie het eintlik 'n paar verskillende dele. Die opname wat aanlyn ontplof het, die president se amptelike weergawe, die gerugte oor familiebande, en dan is daar ons, die publiek, wat van alles probeer sin maak. Die video-opname self is kort en eenvoudig, maar vir baie mense is dit 'n bietjie verdag, of eerder, uiters verdag. President Ramaphosa lyk lekker ontspanne, besig met 'n fiksheidswandeling, soos hulle dit noem. Hy word toe gestop vir 'n foto saam met Bishop Noel Jones en Thibaut Touch. Hierdie bekende DJ het glo net sy motor gestop om die president te groet. Terloops, sy regte naam is Thabo Molefe, maar hy is bekend in sy radiowêreld as Thibaut Touch. Maar dis die plek waar dit plaasgevind het, wat wenkbroue laat lig. Hulle staan reg voor 'n luukse huis, 'n mansion in Sandton. En wat maak daardie huis so spesiaal? Dit behoort aan Hangweni Morgan Maumela. Ja, daai man wat in die middel van daai 2 miljard rand tenderskandaal by Tembisa Hospitaal is. Die tydsberekening kon nie beter ingepas het nie. Die opname verskyn toe ook aanlyn, net na die SIU daardie presiese eiendom deursoek in 'n raid en luukse motors en bates gekonfiskeer het. Wat is die Afrikaanse woord vir raid? Klopjag. Toe moes die president se kantoor vinnig inspring en verduidelik. En hulle reken, dit was alles net 'n reuse toeval. Maar glo jy dit? En volgens hulle is die opname nie onlangs geneem nie, maar reeds terug in September 2023. Die president was blykbaar op een van sy gewone fiksheidsroetes naby sy huis, wat toevallig langs Maumela se huis verbygaan. Nou, die president se huis is in Hyde Park, so dis redelik naby mekaar. Nee, dis lekker gerieflik, nee? Thibaut Touch het hom toevallig daar raak geloop en gestop vir 'n foto. En hulle reken dat Ramaphosa het geen idee gehad wie die huis agter hom besit nie. Die huis reg agter hom. Die werklikheid is dat die publiek se vertroue in die president nie ongelooflik sterk is nie. Die rede, al die korrupsie en al die leë beloftes wat ons herhaaldelik van Ramaphosa af gekry het, maak dit moeilik om te glo dat hierdie alles net toevallig was. Dit voel meer na iets onwaarskynlik. Dan is daar die gerug dat Ramaphosa en Maumela familie is. Al is dit verlangs familie. Die presidentsie sê Ramaphosa was eens op 'n kol getroud met Maumela se tante. Maar daardie huwelik het tot 'n einde gekom in 1989. Hulle het glo mekaar nooit ontmoet nie. Dis nou Ramaphosa en Maumela. En het geen persoonlike verhouding gehad nie. Hulle reken ook dat Ramaphosa jare gelede sy familie, dis nou direkte en naby familie, gevra het om op te hou met staatskontrakte. En Maumela was glo nooit deel van daardie kring nie. Maar dan probeer die presidentsie ook die narratief heeltemal omdraai. Hulle sê, dit was as gevolg van Ramaphosa self, dat die SIU hulle ondersoek begin het. Hy het die proklamasie onderteken, wat die ondersoek moontlik gemaak het. Hy het selfs die owerhede aangemoedig om vinnig op te tree
en niemand te spaar nie. 'n Mens moet nou besluit in watter rigting jy wil glo. Aan die een kant, 'n video van Ramaphosa voor 'n korrupsieverdagte se ongelooflik lekker groot en gerieflike huis. En aan die ander kant, 'n baie ingewikkelde verduideliking, vol datums en roetes en ou familieverbande. In 'n land waar daar nie meer baie vertroue in die leierskap is nie, kan ons net een ding vra. Watter storie dra meer gewig? Die video of die verduideliking? Ek het dan ook nou net so 'n ander vragie. Waar was president Ramaphosa se sekuriteitsdetail? As jy gaan vir 'n wandeling as president van die land, selfs in 2023, waar is die mense wat jou oppas? En dit laat hierdie hele situasie 'n bietjie meer verdag lyk. Want, kom ons sê, en hierdie is nou maar net 'n teorie, kom ons sê hy was toevallig by daai huis. Dan is dit makliker dat die hek oopgemaak word en hy stap uit en hy groet iemand wat hom toevallig daar raak gesien het of besig was om uit te ry, terwyl sy sekuriteitsdetail daar by die hek of binne vir hom wag. Maar om te gaan stap met een persoon wat saam met jou stap, klink vir my baie onwaarskynlik. Gesels gerus en laat weet my wat jy dink in die kommentaar afdeling. En as jy van hierdie video gehou het, druk daardie like knoppie en deel dit met ander. En subscribe vir nog uit Suid-Afrika se sake.